almal, dit is 21 Januarie 2026. Kyk hoe vinnig het Januarie hardloop, né? Hier is in 72 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. Ons is nou besig met die hele verhaal. Julle was almal by Saterdag, Sabbatdag het ons gepraat daaroor. En hulle probeer nou hierdie bose priesters, fariseërs vasvat, omdat hulle daar hele opstand, brand, oproer ensovoorts veroorsaak het. Maar ons is nou tot so ver agtergekom dat jy hierdie ouens nie kan vasvat nie. En dit is nogal baie typerend van vandag se Jood. Jy kry hom ook nie vasgevat nie. Jy kan hulle maar luister daar in Israel. Hulle is, as jy hom hier vasdruk, dan spring hy daar uit. Dit is allemaal dieselfde bloedlyn van wie Yeshua sê, julle die duiwel as vader, ander geslag, genetiese nageslag van die duiwel. En vir mense wat nog nie weet nie, daar is 'n genetiese nageslag van die duiwel wat op aarde leef. Hoe sal ons hulle sien en herken? Ons sal die boom sien aan die vrugte. En die vrugte sal die boom verklap. Daar is ook mense op hierdie aarde wat ek glo vandag die maklikste of die duidelikste term om hom te beskryf is 'n siellose. Dit beteken hulle is vervaardig. Formeer is die woord wat die Bybel gebruik, nie geskep op 'n normale verwekking waar 'n man by 'n vrou ingaan, die saad plant, die eiersel ontvang die saad en 'n embrio ontwikkel nie. Dit is met allerhande ander maniere wat hulle dit doen. Allerhande bose maniere waarop hulle hierdie telings doen en waarop hulle in die baarmoeder self tussen beide tree om selfs die geslag te verander binne in die baarmoeder. Al hierdie dinge wat onnatuurlik gebore word, dan is daar verskriklik groot kloningsfasiliteite waar hulle mense kan kloon. Ons het dit al gesien dat hulle 'n skaap kan kloon. Maar hulle hou hierdie inligting van ons al weg, want dit is hoe Satan vandag ons al hoe meer en meer infiltreer. So jy het baie mense vandag wat absoluut gedryf word deur 'n gees. Maar dit is 'n bose gees. Dit is 'n gestorwe wese wat lank eens op die aarde geleef het, wat nou 'n liggaam oorgeneem het van groot leiers in die kerk, in die finansiering, in die politiek. En die mense weet nie daarvan nie. Baie van die leiers wat ons dink vandag is die ou wat gebore is in die huis by sy pa en ma. Nee, hy is lankal of gekloon of 'n ander entiteit het oorgeneem binne-in. En ons moet versigtig wees want hulle is uiters slie. Veral wanneer dit kom by geestelike sake. Hulle gaan 'n verskriklike misleiding oor ons bring. Hierdie einste Joodse saad wat al nou versprei is onder die westerlinge. Feitelik niemand in die koningshuis in Europa is meer vrygestel van hierdie invloed nie. Hulle is almal korrup. En hierop in ter plaatse by ons is dit ook net so erg, maar op 'n ander vlak, waar duiwelse bose geeste, inkubusse en sukubusse hierdie mense aandryf en bestuur. Dit is hoekom jy hierdie onnoselheid van hierdie regeerders nie kan pyl nie. Hoe kan 'n mens wat 'n paar IQ-punte het so dom wees en so dom optree? Dis nie hulle nie. Dis die duiwels in hulle wat hulle daartoe dryf. En daai duiwels het net een fokus: om Yeshua se kinders te vernietig. Dis al. Ek het die naweek gepraat met mense oor back and close in die land. Dan kyk hulle my so blank aan. Toe sê ek vir hulle, back and close is gebring deur hierdie swart regering en sy hatende meelopers soos die EFF. Hulle het die rooi lyn gebied oopgebreek deur beeste in te bring
en oral het besmettings net ontstaan. Besmettings kan nie op so baie plekke net ontstaan nie. Ons het in die verlede het ons back and closure gehad, dan is dit een gebied, een plaas. Dan word dit afgeseël, die enstowwe word gebring en dan is dit verby. Nou is die hele land besmet. Hoekom? Wat sou ek doen as die swartes geboer het en ek wil hulle uit die land uit hê? Ek kap hulle mark. Ek slaan hulle aan hulle sak. En dis wat hulle gedoen het. Ons mag geen vleis meer uitvoer uit hierdie land nie. Ons mag geen vleis skuif nie. Hier by ons, 'n half kilometer van ons het 'n vrou beeste met back and claw. Nou is hierdie hele gebied afgeseël. En elke dier wat ons het is nou onder hulle vergrootglas. Môre oor môre het hulle weer varkgriep. Dis net om die varkboere vas te vat. Voëlgriep, die arme volstruisboere en die hoenderboere. So al hierdie goed is die slangsaad wat Vader se kinders op alle moontlike vlakke wil bykom. Ons moet ophou kyk na die aardse oorsaak en gevolg. Ons moet sien dat dit 'n geestelike bron, 'n geestelike ontstaan het. En dit is in Genesis 3 vers, is dit 14 of 15? Ek stel vyandskap tussen jou, Satan, en die vrou, Eva, tussen jou saad en haar saad. Die woord daar in Grieks is duidelik, dis sperma. En dit is 'n ewige haat wat hy ingestel het. En daarom is dit nog vandag so. Ons moet sy kop vermorsel en hy sal ons altyd in die hakskeen byt. En so sal dit gaan en so moet ons ons oë oopmaak. En as ons nou verder lees hier sal ons sien dat dit nogal 'n moeilike saak is om hulle vas te vat. Ons gaan aan met hoofstuk 140. Verontrustende berigte uit Caesarea. Dis nou die stad wat nou tydens hierdie verhaal nog steeds brand. Sireneus staan verbaas oor die wysheid van die owerste en sê aan Mattheel: vriend, jy's nou met hierdie Jood, met hom is dit nie goed om kersies te eet nie. Al die stele sal jy in jou gesig kry. Wat 'n verborge kennis daar by hom lê by hom opgeslaan. En hoe skitterend weet hy om sy huidige situasie te verdedig. Ag, dit is ongehoord. Uiteindelik sal jy nie eers vir hom kwaad word nie. Maar in elk geval moet hulle uit die stad nou hier wees. En dan sal dit wel blyk wat hulle almal bo die water sal uitbring. Die ouens wat nou uit die stad uitkom is die getuies wat self daar was. Want hulle het nie eintlik enige iets teen hierdie klomp Jode in te bring nie. Mattheel sê glimlaggend: glad nie, dink ek, want hierdie ortodokse, nou ons weet wat is 'n ortodokse Jood, hy lees die Talmud en hy lees die Kabbala, dit is die ingewyde geheime skrifte wat eintlik toweryboeke is, en hulle haat Yeshua. Hier haat hulle hom nog voordat hy eers dood was, maar soveel te meer haat die ortodokse Jood Yeshua na sy dood en opstanding. Hulle erken dit glad nie. En dit is vandag nog so. En daarom haat hulle ook die volgelinge van Yeshua, want Yeshua sê self, as hulle die huisheer gehaat het, hoeveel te meer nie ook die huisgenote nie. En dis wie ons is sy huisgenote. En moenie 'n fout maak nie, ons volk is al van sy ontstaan af vervolg deur Jode wat hulle self weggesteek het in die Engelse, weggesteek het in die Amerikaners, weggesteek het in alle volke, maar slegs hierdie plek wou gehad het vir sy geld, sy goud, sy minerale en al sy ander bronne. Ja, hierdie ortodokse is te veel met die wol geverf en vind oral 'n gaatjie om te ontsnap. Kortom, as 'n mens hierdie mense in 'n hoek wil dryf, het 'n mens meer as 'n menslike krag en menslike verstand nodig. Ek ag myself in staat om honderde Grieke en Romeine in een dag te genees van hulle domheid.
want wat ek vir hulle sal bring, sal niet vir hulle wees, en hulle sal dit selfs baie dankbaar en graag aanvaar. Maar vir hierdie mense, hierdie saadlyn, kan jy niks niets vertel nie. Meestal is hulle in alle kennis ingewy, en weet hulle om 'n verhaal so geraffineerd te vertel, dat daar baie moeilik iets daarteen in te bring is. Ek dink dan ook dat die meester homself daarom ietwat op die agtergrond hou, omdat hy dit al van tevore gesien het, dat met hierdie silote slegs te onderhandel en te praat is. En daarom is my opvatting ook, dat die aanklaers en getuies uit die stad, met hulle mededelinge net so min sal bereik as ons. Nou sê Sirenius, nou dan beleef ons nou tog 'n baie gedenkwaardige sitting, wat waarskynlik onder sulke omstandighede geen tweede keer op aarde sal plaasvind nie, as die plaaslike bestuurder nou maar eers net wil kom. So is iets aan hierdie hele verhaal, wat baie belangrik is, vir die hele aarde, sê hy. En dit is daarom dat ons moet kennis neem van wat hier gebeur, want dit sal verseker 'n profetiese waarde hê. Vers 5, toe kom daar buite uit asem 'n boodskapper aan en sê aan die hele geselskap, sonder om rekening te hou met Sirenius, vriende, sorg daarvoor om so gou moontlik weg te kom, want daar het 'n verskriklike oproer uitgebreek. Almal is op soek na die orthodox Joodse spitsboewe en fariseërs wat gevlug het, en die Romeine en Grieke moor alles uit wat maar enigszins soos 'n Judeër of 'n Jood lyk. Ek is 'n arme Griek en het uit nood 'n Joodse kleed om my naakte lyf gehang, en daarmee het ek maar ter nouer nood lewend daar uitgekom. Nou sê Sirenius van kerel, ek is die opperstadshouer, lê dit eers beter uit. Hoe en waarom het daar 'n oproer uitgebreek? Die boodskapper antwoord ietwat verleer deur die onverwagste aanwesigheid van die opperstadhouer. Geëerde en almagtige vors van die vorste, dit is eenvoudig so. Gister het die son of 'n ander ligbron die aand ongeveer 'n paar uur langer verlig as wat normaalweg die geval was, waarna dit egter plotseling skielik aan die uitspansel af verdwyn het. Dit was 'n skynson soos in die tyd van Joshua, 'n weliswaar seldsame, maar tog geen nuwe verskynsel op hierdie groot en uitgestrekte aarde nie. Toe begin die Judeese priesters, dit wat hulle net so goed soos ons op grond van menslike ervarings en kennis verstaan het, in plaas van om aan hulle gelowiges deursigtige wyn te skink, aan die blinde bygelowige volk te vertel, dat wat nou plaasvind, volgens hulle mystieke profeteboeke, te maak het met 'n reusagtige strafgerig van Elohim. Daardeur het daar 'n vreeslike gehuil by die dom Judeërs ontstaan. Hulle besweer hulle priesters, wat hulle beskou as hulle vriende en dienaars van Elohim, om by Elohim ten alle koste iets te doen, sodat hy sy straffende regterhand barmhartiglik sou terugtrek. En dit is nou hier waar die valsheid van geloof inkom. Hulle tree nie self in by Vader nie, hulle sê vir die priesters, julle moet vir ons intree, julle moet vir ons bid, wat vandag nog gebeur. Wanneer groot sake kom, dan sê die mense almal, ons moet kerk toe gaan, dat die dominee vir ons kan intree by Vader, of die pastoor. Toe die slimme Judeërs, dis nou hierdie klomp Joodse priesters, hulle so 'n geweldige aanbod in die skoot gewerp sien, antwoord hulle in hulle priesterlike, mystieke, geswolle woorde, as julle die harde laaste oordeel van Elohim, wat nou onverbiddelik werklikheid sal word, van julle afgewend wil hê, moet julle nou alles wat julle aan goud, silwer, edelstene en parels besit, benewens julle beste vet gemeste osse, die koeie wat die meeste melk gee en die vetste kalwers,
as offer na ons toe bring, sodat ons dit dan op waardige wyse aan Elohim kan offer. Nie 'n tiende nie, alles. Hulle vat alles van hierdie mense, die beste. Moenie daar met 'n ding aankom wat nie melk gee of 'n ding wat dalk brandsiek is of so iets nie. Dit soek hulle nie, hulle soek alles wat goed is. Die Judeese priesterlike spitsboewe het dit kwaadlik gesê, of daar was al letterlik 'n wolkbreek van gevraagde offers. Dit sien ons priesters, dit is 'n heiden hierdie, wat eweneens nie op hulle agterkoppe geval het nie, en hulle gaan soek of hulle nie ook hulle volk met hande gesê goed ook kon beweeg tot sulke royale offers nie. Ook vind hulle in die ou leer van die gode iets wat hulle goeie dienste verleen om te laat offer. Dis nou hierdie afgode dienaars. Hulle laat Apollo verlief word op die een of ander nuwe Daphne om met haar onder onsie te hê. Dit het sy vyand Pluto dadelik in die gate en hy steel intussen die son, waardeur gee Apollo en sy nuwe skone hulle dadelik in die vreeslikste narigheid bevind. Die son wat nou so vinnig verdwyn het, die skynson. Dit is nou Pluto wat dit kampstig steel. Dat daaruit 'n afskuwelike godeoorlog moes ontstaan, kon elke Griek en Romein wel verstaan. Miskien as die magtige Zeus eers baie goed benader word met offers en smeekbede, kon hy dan hierdie gevaarlike situasie nog bylê. Die idee het ook behoorlik by ons priesters opgekom, maar lank nie soveel soos die goddelike oordeel wat deur die Judeese priesters aan hulle skape verkondig was nie. So ons sien dat daar onder in die stad, elke ding wat 'n priester was, van Apollo tot Zeus, het almal geld gemaak uit hierdie situasie. En ek wil my so net laat dink aan hierdie 2019 se vlaag inspuitings, inentings of jabs. Almal het op die bus geklim en almal het geld gemaak. Feitelik al die dokters, al die hospitale, en om nie te praat van al die maatskappye wat hierdie gif verkoop het en gemaak het nie. Want hulle het 'n ding vir die dom, onnozele volk gebring, en hulle het dit opgeslurp, en hulle het dit gedoen. En net die wat verlig was, het hierdie inspuiting afgewys. En vandag sien ons hoeveel miljoene is al dood van daardie ding. So pas op vir die toekoms, want ons leer hier wat hulle gaan doen, of wat hulle metode is. Hulle gaan verskriklike oordeele voorspel en sê dit kom uit die Bybel uit, en hulle gaan dit lees uit die Bybel uit. Net soos wat hulle nou al die goed in Israel nou lees, dat Trump is nou koning Cyrus, wat nou die Jode kon bevry het van ander dit en dat slawerny ensovoorts. Moenie die goed glo nie. Daar is net een op wie ons vertrou. Die een wat nou hier in hierdie teenwoordige, of in hierdie mense se groepie teenwoordig is, en dit is Yeshua. Net hy. Dit is nie 'n vleeplakkie nie. Kom aan, maar ek sal my weer hier so sit. Ons gaan verder. 'n wyse Griek, daar was dan een ou in die stad wat nie so dom was nie, wat hart en hoof op die regte plek gehad het, gee die uitleg aan sommige nigterdenkendes, en hulle gee so goed as wat dit in die groot verwarring moontlik was, uitleg aan die benoude Grieke en Romeine oor hierdie natuurverskynsels. Hulle wys hulle op die voor die hand liggende gewone hebsig van die priesterkaste, wat toch werklik geen begeerte meer sou gehad het, om offers te vra en aan te neem, as daar ook maar een woord waar sou wees van hulle onheilspellende preke nie. Wat beide verkondig het, naamlik die besweerde Judeese en die Griekse Romeine, moes maar eers met mekaar vergelyk word,
dan sou hulle tog wel insien dat die twee nie kon saamgaan nie. Want of dit wat die Judeese priesters of dat wat die Grieke aangekondig het sou moes gebeur, die gode sou tog nie so dom wees om nou vir elke volk 'n persoonlike wors te gaan braai nie. Nogal my 'n mooi spreekwoord. Terwyl hulle andersins tog hulle hemelse gawes altyd op dieselfde wyse oor alle gelowige en ongelowige mense verdeel het. Hierdie en soortgelyke lesse het die volk dadelik tot besinning gebring. Ook die meer gegoede Judeërs het probeer om dit aan die mense te vertel, maar dit was verlore moeite. Hierdie kalwers van Elohim uiter inteendeel nog bedreigings en beskuldig die heidendom daarvan dat hulle die oorsaak was van die komende kwaad. Ja, dit het gou gelei tot handgemeen raak. Die Grieke en Romeine steek by die dom Judeërs toe 'n jongste oordeel bo hulle hoofde aan en eis van die priesters die teruggawe van die offers wat tydens hierdie benarde toestand op baie onregverdige wyse afgepers is. Toe daar nie aan 'n baie beskeie versoek voldoen wou word nie, het die mense geweld gebruik, veral teen die Judeese priesters, wat hulle daarna teruggetrek het van die geweld, en hulle in die rook van die op alle Judeese hoeke brandende stad uit die voete gemaak het. Net soos wat hulle ook altyd die Joodse rotte die skip verlaat, net voordat hy sink. En dit is waarna ons moet kyk. Wanneer die Joodse rotte begin hardloop, moet jy weet, die oordeel is nie ver nie. Want hulle is maar die Engelse woord te gebruik, die instigators. En dan wanneer die ding nie uitwerk nie, soos hulle gedink het nie, of wel uitwerk soos hulle gedink het, en hulle weet, die kom nou groot terugslag van die mense teen hulle, dan verdwyn hulle. En dit kan 'n mens maar in alle groot konflikte op aarde kan jy die selfde metodiek sien. Die wyse Romeinse stadsbestuurder het dadelik daarop nog 'n baie belangrike uitgebreide inligting ingewin oor die Judeese priesterlike ortodokse spitsboewe en die volk vervolgens aangetoon dat hulle die enigste oorsaak was van hierdie verwoestende katastrofe. Toe begin ons dadelik met die opstand teen alles wat Judeër of Jood is, en dit het intussen 'n afskuwelike bedryf geword, want die Judeërs word nou stuk vir stuk vermoor, en in die stad stroom al haas meer bloed as melk en wyn. Ek het die indruk dat die ontsnapte Judeese priesters daar onder die groot sipres staan. Nou, goeie dag, hulle sal streks sleg vergaan, as hulle nie oombliklik die hasepad kies nie, wat ek die groot skurke seker nie sal aanraai nie. Met hierdie werpspies het die mense my, van mening dat ek 'n Judeër was, nagewerp, toe ek hierheen vlug, maar het my gelukkig nie getref nie, maar ek sal daarmee self nog 'n paar neerpen. Die twee ruiters het ek by die stadspoort ontmoet, en hulle sal wel moeite doen om by die stadsbestuurder uit te kom. Vors van die vorste, nou weet jy alles, en wat ek hier vertel het, is die suiwer naakte waarheid, waarvoor ek met my lewe borg staan. Nou ja, nou het Sirenius daar 'n getuie gekry uit die stad uit, en hy sê vir die ou, ek is jou baie dank verskuldig vir die berig, jy het goeie werk gedoen, maar bly nou hier, en as jy honger en dors het, neem brood en wyn. Ek sal intussen 'n paar soldate na die stad stuur om die opstand te onderdruk. Daarna sal jy vir my as getuie kan dien teen die Judeese priesters. Die boodskapper neem die aanbod baie graag aan, omdat hy al baie honger en dors was,
en Cyrenius wink slegs na die aanwesende Julius, wat al weet wat daar moet gebeur, omdat hy ook die hele relaas van die boodskapper aangehoor het. Einde van hierdie hoofstuk. So dadelik stuur Cyrenius nou soldate in, en hierdie Julius, as julle kan onthou, hy is nogal 'n vuurvreter, en hy het definitief met baie groot genot het hy die job opgeneem. So, vandag is die mense nie meer so dom en bygelowig soos in daardie tyd vir dieselfde goed nie. Die mense is vandag bygelowig vir die klomp twak wat vir hulle verkoop is as godsdiens. Al hierdie Christelike boekwinkels wat jy so oral in die stad kry, noem ek opiumverkopers. Want dis wat hulle doen, hulle verkoop geestelike opium aan die volk. Elke tweede dominee of pastoor moet 'n boek skryf. Daar is al soveel boeke geskryf, byvoorbeeld oor die drie-enige God. En as jy die boek klaar gelees het, weet jy minder as wat jy geweet het voordat jy die boek gelees het. Daar is hoeveel boeke oor die liefde, die liefde, die liefde. Maar die ware boodskap van Yeshua se liefde is nie daarin nie. Naamlik dat jy jouself moet toespits om jou medemens te help, om sy nood vir hom te verlos, op alle wyse wat jy kan. En dit is vandag se bygeloof. Probeer daai Christen, veral die vrouens, daai Christen tannie wat elke dag of elke naweek pannekoek bak vir die dominee. Sy dink sy bak vir die Here. En jy sal haar nie afkry van daai gedagte dat sy dit vir die Here doen nie. Maar sy werk daar haar alie af, jou paar geldjies wat sy gee vir die kerk, word weer gebruik op die diskresie van hierdie gehuurde baalpriester. En as hulle ooit iewers naaste liefde werk wil doen, dan vaar hulle almal die lokasies in. En daar kan hulle nie genoeg instop in hierdie klein rowertjies se bekke nie. En ons sien dit, die gevolge daarvan. Dit is 'n land waarin hulle plant wat geen opbrengs bring nie. Na hierdie 50 jaar wat hulle al so ingestop het by hierdie lokasies, behoort hierdie kerke daarom nou al vrug te hê. Daar behoort dan nou al swart pastore en dominees daarop te gestaan het, wat hulle gemeentes aktiveer om ons arm blankes te help. En sendingwerk by ons te doen. Hulle is dan nou almal, is nou besending. My pa het altyd gesê, 'n sendeling is, hy is eers 'n sendeling en dan word hy 'n ellendeling. So, daai bygeloof kan jy nie by hierdie mense wegkry nie. Hulle sien nie die verskil tussen Vader se geskape saadlyn nie en die ander slangsaad nie. Of natuurskepings. Want daar is baie natuurgelowe waarvan die swartes baie verskillende gelowe het. En hulle verkoop hulle gelowe onder die naam Christendom. Dit is eintlik nou nie lekker om daaroor te praat nie, maar ek sien afgelope week, hier's 'n Christen pastoor, swarte, wat hy gaan sit bo op die mense en dan los hy 'n wind. En dan sê hy, dit is 'n heilige poep. En dan word die mense sê hulle gesond daarvan. Nou, as jy sulke drek aan mense kan verkoop, dan is dit baie erger as wat hierdie ouens nou deur die heidene verkoop is, dat Daphne en Pluto en al die gemors wat ons nou gelees het. Maar dit is algemeen. In Amerika, daai kerke het tiene van miljoene mense, daai groot charismatiese kerke, en hulle glo al die goed wat daar gebeur. Vir ons moet net weet op die einde van die tyd,
Daar sal nie massiewe en massale groot bekerings kom nie. Bly weg van die plekke waar hulle dit vir jou vertel. Want my Bybel sê, net 'n klein oorblyfsel sal aan die einde suiwer en skoon voor Vader staan. 'n Ander plek in die boek van herinnering, in die boek Esra 2, sê hy, so min, dat 'n klein seentjie hulle sal kan optel, kan bereken hoeveel daar is. So dis maar net waaruit hierdie goed vir my heenwys, pas op vir hierdie ouens se groot misleiding. Want dit gaan lei tot uiteindelik die vernietiging van hierdie aarde. Vader kom nie met 'n klomp hemelse ruimtetuie en skiet die aarde in sy maaie nie. Die finale vernietiging word veroorsaak deur hierdie kinders van Satan. Hierdie selfe goed wat hy hier beskryf, van heidense kant en van Joodse of Judeese kant af. Deur al hulle wanpraktyke, al hulle wapens wat hulle so maak en mekaar elke dag dreig. Iewers gaan die ouens begin knoppies druk, die rooi knoppies, wat die ballistiese missiele wat kernwapens gaan laat ontplof. Met al die gegrawe in die aarde in, en al die onttrekking van olie en gas en water, is daar nie meer smering in die aarde nie. En as daar nie smering is nie, dan gaan hierdie ontploffings veroorsaak dat daar geweldige drukpunte in die aardkors ontstaan. Wat wanneer dit ontplof, praat ons nie van 'n vulkaan van 'n half kilometer deursnee nie. Ons gaan sommer praat van vulkane van 200-300 kilometer lank, wat lava gaan uitspoeg. Vieslike, donker as en kool in die lug instuur, sodat daar vir dae duisternis gaan wees oor die aarde. En die heel laaste oordeel gaan Vader nie intree nie, hy gaan dit laat gebeur. En die hele aardkors sal tot vernietiging gedoem wees, juis oor hierdie dinge. En die suurstof in die lug sal van hierdie geweld aan die brand slaan. Nou, jy hoef nie veel te dink daaroor as hierdie suurstof net in hierdie vertrek nou aan die brand moet slaan nie. Jy kan nie leef sonder suurstof nie, so jy neem dit in. Wat slaan nou aan die brand? Jou lomme, jou hele wese, jou hele liggaam brand uit. En dit is die uiteindelike doel van al die ongelowiges met die groot finale oordeel. En hulle sal niemand te blameer hê as hulle eie self nie en hulle eie ongelowigheid of anders te gestel bygelowigheid soos hierso. So kom ons raak verlig met hierdie woorde en ons begin baie ernstig na Yeshua soek in ons lewe. Baie dankie.